so saam is, dit is daarom beter vanaand as wat dit vanoggend was, is uit maar net my mening. Ek dink is daarom nie so koud vanaand nie. Maar nou ja, liewe vriende, ons is dankbaar dat ons saam is, en so met Pinkster wat nou nader kom, ek weet dis nog 'n entjie weg, maar ek dink daar behoort 'n opgewondenheid in ons harte te ontstaan vir Pinkstertyd. En terwyl dit daar is, liewe vriende, is daar sekerlik iets wat ons moet doen, totdat dit nou kom, of kan ek nou maar sê, totdat ons met die Here opnuut ontmoet. Of u nou die Here vir die eerste keer gaan vertrou, dat u vervul word met die Heilige Gees, en of dit 'n opnuide invulling is, of nuwe oorgawes en toewyding is, maar dat ons met die Here moet ontmoet, is sekerlik so. En liewe vriende, en daarom wil ek u graag met hierdie teksvers groet, wat ek glo nogal wat ons moet doen. En dis daar in Psalm 130 vers 7, wat sê, wag op die Here, o Israel, want by die Here is die goedertierenheid, en by hom is daar veel verlossing. Nou ja, wag op die Here. Dit wat die Here maar vir die disippels opgesê het, gaan wag totdat julle die belofte van die Vader ontvang. En mag ons dit so doen, en mag die Here dit dan ook so vir ons gee dan. Nou lieve vriende, net wat die afkondigings betref dan, die dienstye, en die Sondagoggend is om 9:00, die aanddiens is om 5:00, Woensdag aand is daar biduur as die Here wil, dit is om 7:00, en die susters bid hier om 9:00 die oggend dan, en dan die Sondagskool om 8:00 dan ook so. Ons wil die ook vra, kom ons bid elke dag vir die redding van siele en die heiliging van die kinders van die Here, die finansies, die kweekskool, die Sondagskool. Kom ons hou die Here vas vir elkeen van hierdie sake dan ook. Besonderlik vir hulle wat siek is, liewe vriende, Kobus Oberholzer, dan die Tarina Engelbrecht, en die Rita, al twee van hulle kan ons baie ernstig voorbid. Dit gaan baie moeilik met hulle, kom ons bid vir hulle besonderlik. Ook vir Henriette van Loggenberg, mevrou Cora Deployt, en Irina Lombard, Tanya Viljoen se moeder, dan Isabel Barnard, vir Bruce Collings, en ook vir Maritjie de Venier. Kom ons dra elkeen van hulle en hulle aan die Here dan ook so op, en ons weet die Here is die groot geneesheer. Daar is dan nou geen verjaarsdag nie, liewe vriende, en dan wil ons maar net die dames herinner aan die kleidag, dis nou die 10de, ek dink jy elkeen weet dan daarvan, en dan die 29ste, as die Here wil, is dit Hemelvaartdiens, is om 7:00 die aand, en ons hou die Here vas, wat hy vir ons groot en heerlike dinge ook dan daar sal kom doen, en dan ook so met die Pinksterdienste, wat die 1ste tot die 4de Junie is. Kom ons bid daarvoor saam nou al reeds, en ons vertrou die Here dat hy vir ons groot dinge sal doen. Dan bid ons vir hom Don saam hierdie week, en ons glo dat die Here ook hier so getrou sal hou, om ook vir hom Don so saam te bid. Na afloop van die diens, is jy welkom vir 'n koppie koffie of tee daar by die pastorie dan ook. Ons sal u met groot graagte ook daar ontvang dan. Baie dankie. Dis dan al wat die afkondigings is. Kom ons nader dan net tot die Here. Ons slaan ons oë op tot die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. En ons dierbare Here, dis voor U wat ons in hierdie oomblikke kom buig. Want U is voorbaar wonderlik, daar is niemand soos U nie. Here, U liefde, niemand het die liefde wat U het nie. U genade, U regverdigheid, Here, U heiligheid, niemand is soos U nie. En ons is nietige mense, en dat ons in U teenwoordigheid kan kom, bly vir ons te wonderbaar om te begryp, en ons weet dis alleen op grond van die soenverdienste van die Here Jesus Christus, dat ons so tot daar in die allerheiligste mag kom, dat ons daar die genade troon toe kan kom, Here, en ons gebede voor U kom uitstort, ons verlangens, ons begeertes, ons behoeftes, ons nood, ons lof en ons dank, kan ons daar voor U kom uitstort, Here, en dankie dat ons in 'n lewende verhouding met U kan wees. Ons bid vir soveel, wat nie in 'n lewende verhouding met U is nie, Here, vir soveel vir wie U maar net iemand van die geskiedenis is, of U vir wie U eintlik niks in hulle lewe te doen het nie, totdat hulle in die nood kom, totdat daar 'n benoudheid oor hulle kom, dan wil hulle U beskuldig en wil hulle U aankla, Here, valslik doen hulle hierdie dinge, maar ons bid vir hulle, Here, dat hulle sal besef, dat hulle met U kan regmaak, en dat daar baie meer is, as om net te sê, dat die Here het aan die kruis gesterwe, dat hulle die werklikheid en die realiteit daarvan mag ervaar, Jesus verlos, en hy maak vry, en dat hy 'n mens geestelik lewendig maak, en ons bid daarvoor, Here, vir soveel wat nog geestelik dood is, kom red kosbare siele, bring hulle onder 'n sonde oortuiging,
Ons bid vir die kinders, Here, dat ons nie vleeslik sal wees nie, maar dat ons geestelik sal wees. Oorgegee aan U, algeheel aan U toegewy, en dat dit lewens sal wees wat U kan aanwend en gebruik tot eer van die wonderlike naam, terwyl ons die wonderlike voorregte en seëninge geniet in U. Dankie dat U dit kom gee, Here. En so bid ons saam, Here, wil ons bid ook vir elkeen wat in benoudheid is, na die liggaam of op tydelike gebied, Here, wil U nie kom help, wil U nie kom ingryp. U is nog steeds die God van wonders, Here, U doen wonderwerke, U het nie verander nie. En daarom bid ons die wonderlike wil en doel ook so af, en dat U verheerlik sal word in elke opsig dan. Dra dan ons land, ons kerk, die kweekskool aan U op, Here, en wil U nie ook so groot dinge kom doen. Ons vra, Here, as dit U wil is, en U wil vir ons herlewing gee, wil U dit nie kom doen nie, Here. Ons het dit nodig in Suid-Afrika, die res van die wêreld ook seker, maar besonderlik hier. En die omstandighede in ons land is so ryp vir herlewing, Here. In die goddelose donker ure, in die geskiedenis is dit juist die tye wat U herlewing kom gee het. En ons bid daarvoor, Here, gee dat ons as die kinders hier daarvoor sal soek en vashou en sal arbei en werk, Here, sodat wanneer daar herlewing kom, U vir ons kan vind as bruikbare instrumente. Amen. Nou, lieve vriende, ons wil U dan nooi om die woord van die Here oop te maak, en wel daar in die begin van die Bybel, die eerste boek Genesis, die 4de hoofstuk, gaan ons daar so saam lees. Nou, dit is sommer hier heel aan die begin van die Bybel. Ek hoef seker nog nie vir U te vertel wat nou vroeër gebeur het in die hoofstukke van hoofstuk 1, 2 en 3 nie. En daar is die wonderlikheid wat gebeur het van die skepping, en die kosbaarheid van die mense verhouding met die Here, en dan ongelukkig die tragedie, ook toe die mens toe nou sonde gedoen het, uit eie wil, uit eie keuse, en hulle het daardeur het dit toe nou gelei dat daar so baie dinge verlore gegaan het, en onder andere dat mense in sonde ontvang en gebore word. En wie sou nou gedink het, liewe vriende, dat die eerste mens op die aarde, die eerste volgende enetjie wat toe nou gebore word, ek wil amper sê die eerste mens wat gebore is, ou Kain, toe nou so verskriklik opgetree het. En ons gaan nou 'n bietjie saam lees oor hom. Ons lees daar in hoofstuk 4 vanaf vers 1. En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword, en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man gekry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar, en Abel het 'n skaapherder geword, en Kain 'n landbouer. En na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadiglik aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad, en hy het sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad, en waarom laat jy hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur. En sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. En Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Daarom sal die vervloek wees ver van die grond, wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. As jy die grond bewerk, sal dit sy vermoë aan jou nie meer gee nie. 'n Swerwer en 'n vlugteling sal jy wees op die aarde. Daarop sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om dit te dra. Kyk, U verdryf my nou uit die land uit, en ek moet my verberg vir die aangesig. 'n Swerwer en 'n vlugteling sal ek op die aarde wees, en elkeen wat my kry sal my doodslaan. Maar die Here sê vir hom, daarom as enigeen Kain doodslaan, sal dit 7voudig gewreek word. En die Here het 'n teken gegee aan Kain, sodat enigeen wat hom kry hom nie sou doodslaan nie. Toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here, en hy het gewoon in die land Nop en aan die ooste kant van Eden. Net tot daar uit die woord, mag die Here dit dan ook so in ons harte dan
baie ryklik seën dan. Nou liewe vriende, Kain en Abel, sekerlik nie onbekende karakters by ons nie. Van sondagskooltyd af leer ons van hulle en niemand van ons wonder oor wat Kain gedoen het nie. Almal weet, die groot ding wat Kain gedoen het is, hy het sy broer doodgeslaan. Hy was die eerste moordenaar op hierdie aarde, kan jy dit glo? Dit is nogal iets wat 'n ou moet aangryp, né? Net na die sondeval plaasgevind het. Hierdie eerste ou babietjie wat gebore is, die wonderlike gedagtes wat Adam en Eva moes gehad het. En ons moet dit nou bysê, intussen het Adam en Eva ook met die Here reggemaak. Hulle verhouding met die Here is ook herstel. Seker nie heeltemal soos wat dit vroeër was nie, maar hulle verhouding is herstel en hulle die Here weer gedien. En al het hulle kinders ook so geleer om die Here te dien en daar's nog 'n babietjie gebore, Abel, die vriende, en hierdie broers het toe hulle nou groter word offers aan die Here gebring en die verskriklikheid van sonde wat sonde bewerkstellig. Ek wil nou dit sê, liewe vriende. Kain het nie na die TV gekyk en al die geweld op die TV gesien en toe iemand doodgeslaan nie. Hy het nie maatjies gehad wat hom geleer het om gewelddadig en wreed op te tree nie. Daar was nie, dit was sy boetie en hy. Liewe vriende, daar was nie slegte vriende, daar was nie slegte invloed nie, daar was nie verskoon nie. Daar was nie bose musiek wat sy gedagtes kon vul met allerhande verkeerde dinge nie. Daar was nie hierdie dinge gewees nie. Basies wat ek vir u sê is, Kain het verkeerd opgetree met al die redes wat mense vandag aanvoer waarom hulle sonde doen. Mense het mos baie redes vandag waarom hulle sonde doen. Ons doen sonde want die groepsdruk is te veel. En al daai redes, liewe vriende, word in hierdie verhaal doeteenvoudig net gesê, dit dra geen water nie. Geen water nie. Die rede waarom Kain sonde gedoen het, is doeteenvoudig dit sy eie bose hart. En hierdie boosheid wat in sy hart was, het net na vore gekom en uitgeloop toe die omstandighede om daartoe verleen. En dis die rede waarom enige mens sonde doen, liewe vriende, wanneer die omstandighede hulle daarom verleen, kom hierdie boosheid wat in jou hart is, kom uit. Dis waarom daar kinders is wat in die beste godsdienstige, kom ek wil dit anders uitdruk, geestelike huise groot word. En terwyl hulle in die geestelike huise groot word, leer hulle hoe om te praat. Hulle leer nie, hulle vloek nie. Hulle leer om mooi te praat, hulle leer van die Bybel, hulle leer om Bybelse terme te gebruik, liewe vriende. Hulle kan vir jou terme van weergeboorte en heiligmaking en regverdigmaking, hulle kan al die mooi terme gebruik, liewe vriende. En hulle weet van Bybel lees en hulle weet van bid, maar hulle het nog nooit hulle lewe aan die Here gegee nie. En dan wanneer daar die kinders dan nou uit die huis uit gaan en hulle kry die oomblik te doen met die sonde en die verkeerdheid van hierdie wêreld, dan val hulle, verskoon dat ek dit so uitdruk, pens en potjies binne in daardie sonde in. En almal is geskok, hoe kan my kind, hoe kan hierdie dinge gebeur? Boetie was nie gered nie. Dis die eenvoudige rede. Dis hoekom. So, liewe vriende, ons moet dan ag gee op wat met Kain gebeur het, en ons sien daar in Judas 1 vers 11, is daar 'n teksvers wat sê, wee hulle, want hulle die weg van Kain bewandel en om loon hulle self in die verleiding van Biliam gestort en in die verset van Korag omgekom. Nou hier word verwys, liewe vriende, na die mense, ek wil nou maar sê in die eindtyd ook, maar eintlik deur elke generasie heen, die 3 dinge wat mense sal doen wanneer hulle die Here nie gaan dien nie. Hulle gaan soos Kain optree, hulle gaan soos Biliam optree, hulle gaan soos Korag optree. Korag natuurlik, hulle het hom verset teen God en teen die Here. Absoluut het hy hom heeltemal daarteen verset, en dis wat mense vandag nog doen en waarom baie nie tot bekering kom nie. Biliam, liewe vriende, terwille van eie voordeel, het hy eerder die verleiding aangeneem of ander mense verlei of in die sonde vasgehou en daar agter weggekruip. En so doen mense dit nog vandag ook, terwille van hulle eie voordeel en dit wat vir hulle gemaklik is en dit wat hulle nou nie sal aanstoot gee nie en vir hulle eie plesier. Sal hulle eerder so aangaan as om hulle lewe tot die Here te bekeer. Hulle sal nie soos Moses
teen die rykdom van Egipte kies en teen die welvaart wat hom dalk mag voorlê, net sodat hy in die regte verhouding met die Here kan wees en opeindelik in die hemel kom nie. Nee, hulle kies eerder die nou en tydelike welvaart wat daar is. En dan die weg van Kaïn, liewe vriende, sê die Bybel dan, en hulle wat die weg van Kaïn bewandel. En ons wil graag met u daaroor vanaand so deel, oor hierdie weg van Kaïn, liewe vriende. Kom ons staan so 'n oombliekie daarby stil. Wat was dit om die weg van Kaïn te bewandel? Wel, die eerste saak wat ons moet noem oor die weg van Kaïn, liewe vriende, is, dit was die weg van menslike opinie gewees. Ons lees daar in Genesis 4 vers 3. En na verloop van tyd het Kaïn van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. Nou, u weet mos nou, dit was nie God se voorskrif gewees nie. Daar moes 'n lam geoffer word. Ons weet dit. En Kaïn het dit ook geweet, liewe vriende, maar Kaïn het toe nou sy eie menslike opinie gevorm. As ons in die Bybel daar lees, is dit nogal opvallend wat die woord van die Here sê vir Kaïn met die straf. Ons sal nou 'n bietjie weer daarby kom, maar die Here het vir hom gesê, die grond sal sy vermoë nie meer aan jou gee nie. So tot voor dit, liewe vriende, die grond, eintlik nou maar die seën van die Here, was oor sy werk en oor sy handeling en dit wat hy geplant het. As daar nou iemand was wat groen vingers gehad het, Kaïn was die man. En liewe vriende, en hy het besondere goeie vrugte gelewer. En die van u wat nou al bietjie plante geplant het, of het nou vrugte of blomme of wat ook al was, en jy sien die mooi wat daar uitkom, dis nogal 'n lekker gevoel, né? En dis nie verkeerd nie, dis goed. Maar vir Kaïn het dit so groot gevoel geword, dat hy toe nou gesê het, hierdie is baie beter as daai ou skaapiekies. Dis nou, hierdie is baie beter as dit. En hy het sy opinie gevorm, en hy het gesê, hiervolgens gaan ek nou aan die Here offer, liewe vriende, en ongelukkig het hy sy eie kop gevolg en nie geluister en ag gegee op wat God gesê het nie. En vandag doen mense, loop hulle presies hierdie weg van Kaïn. Hulle luister na menslike opinie, hulle vorm hulle eie gedagtes oor hoe God is. En daar seker talle voorbeelde daarvan, u het al baie daarvan gehoor, dat daar mense wat sê, hulle sê, God is 'n God van liefde. Hy sal nie iemand in die hel werp nie. Dis 'n menslike opinie, die Bybel sê dit nêrens nie. Dis mense wat bang is vir die hel. Dis mense wat nie wil breek met sonde nie. Hulle moet nou ietsie kry om hulle sonde daarmee skuldig te voel of in vrees te lewe oor die oordeel van God wat oor sonde kom nie. En nou vorm hulle 'n opinie, liewe vriende. Dit is waarom mense soos Russell of Rutherford, liewe vriende, wat by die Jehova getuies is gesê, daar is nie hel nie, want hy was baie bang vir die hel, en toe het hy hierdie ding begin om te sê, daar is nie hel nie, en baie mense het dit aanklank daarby gevind by hierdie menslike opinie, en hulle het 'n organisasie gestig, en hulle staan vandag nogal redelik sterk, op grond van hierdie opinie wat begin ontstaan het, saam met 'n klomp ander dinge wat met die jare bygekom het. So daar's baie verkeerde menslike opinies wat mense vorm, liewe vriende, oor God. En hulle reken daarvolgens dat hulle dan nou reg sal wees. Die Here gaan nie iets doen nie, ek het daarom my eie denke en ek glo vas dit wat ek glo. Daar's mense in ons eie land, liewe vriende, wat sê, net die bloot eenvoudige feit dat jy wit is, beteken jy gaan hemel toe. Ek weet nie of jy weet nie, maar onder die swart mense is dieselfde siening. Oor die swartes gaan die hemel toe. So, liewe vriende, mense vorm hulle menslike opinies, en hulle dink dan die Here moet nou maar aanvaar wat ek glo, en die Here moet nou maar aanvaar wat ek sê. En nou moet jy nou oplet, moenie die weg van Kaïn gaan nie, jy gaan 'n fout maak. Dis presies wat Kaïn gedoen het. Hy het sy eie menslike opinie gevorm. Die tweede wat ek vir u wil noem, liewe vriende, oor Kaïn is dan hierdie saak van dat hy was moedswillig, liewe vriende, hy het net dood eenvoudig geïgnoreer alles wat hy geleer was. Kaïn moes geweet het dat hy verlore was, liewe vriende. Daar's 'n paar dinge ook waarom hy moes weet dat hy verlore is. Een ding, die klere waarmee hulle bekleed was. Hulle was met vel aangetrek. En jy weet mos nou waar hierdie klere vandaan gekom het. God het vir Adam en Eva, nadat hulle sonde gedoen het, die Here vir hierdie klere van vel gemaak. En Adam en Eva sou sekerlik vir hulle vertel het, weet julle hoe wonderlik was hierdie wêreld gewees?
Ons kon met die diere gepraat het. Ons het die vrugte gehad. Dit was so, daar was nie dorings nie. En nou toe, dink nou maar so, miskien is dit nou 'n bietjie baie menslik, maar nou toe kan jy nou die eerste keer daar 'n doringkie trap en hy kry seer en sy ma vertel hom, weet jy jong, daar was 'n tyd gewees wat hierdie goed nie op die aarde was nie. En ons het sonde gedoen. En van daar af is dit hoekom hier nou dorings op die aarde is. Ons het daagliks met God gewandel, hy het in ons teenwoordigheid gekom en met ons kom praat. Dit was vir ons 'n algemene ding, dit was nie 'n vreemde verskynsel nie, dis hoe dit was. En al hierdie dinge vertel, maar op grond van die sonde wat ons gedoen het, moes daar toe nou bloed gevloei het, daar diere gesterf, en die Here het vir ons hierdie klere van vel gemaak. Hy moes geweet het, liewe vriende, dat dit daar is. Liewe vriende, uit dit moes hy ook geleer het sekerlik, dat daar kan nie 'n ander offer gebring word as die van 'n lam nie. Dis wat gedoen moes word. Dis nie asof Abel ewe skielik uitgedink het, ek gaan nou maar hierdie lam offer nie. Adam en Eva het vir hulle kinders geleer, dis wat ons moet doen. En hy het toe nou net gesê, maar my groente en alles is te goed, en ek werk te hard hiervoor, ek gaan dit insit, en moetswilliglik het hy teen God se orde gegaan, teen God se weg gegaan, en hy ignoreer net doodeenvoudig alles, en hy bring sy eie offer. Liewe vriende, en vandag is daar mense wat presies hierdie weg van Kain bewandel, moetswilliglik, hulle weet die Here Jesus is die enigste verlosser, die enigste saligmaker wat daar is. Johannes 1 vers 29 sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Selfs, liewe vriende, toe die Here Jesus op aarde was en daar duidelik vir hulle gesê is, daar is die lam van God, het hulle nog steeds moetswilliglik die Here gekruisig, al hierdie wonderlike waarheid van die boodskap, die verlossing wat daar is, geïgnoreer. En Johannes 3 sê, waarom? Want hulle die duisternis liewer as die lig. Dis hoekom hulle dit gedoen het. En liewe vriende, en nou is daar vandag nog mense, daar is al hoeveel keer wat die Here met hulle kom praat het, wat die evangelie by hulle uitgekom het, wat die Here gesê het, bekeer jou. Jy moet die Here Jesus alleen vertrou om jou van jou sonde te verlos, nie op ander dinge steun nie. En nog steeds ignoreer mense hierdie baie, baie belangrike boodskap, doodeenvoudig, want hulle weier om hulle te bekeer tot God. Hulle ignoreer God se weg, God se metode, en hulle sê, ons sal doen, verskoon dat ek dit so uitdruk, soos ons oeroupa gedoen het, Kain, ons sal doen wat hy gedoen het. Nou, liewe vriende, wat 'n skade het mense in hulle eie lewe al aangedoen om die Here so te verwerp nie. Jy weet, daar's verhale op verhale wat jy kan gaan lees en wat vertel is van mense wat in dienste gesit het soos hierdie, van mense wat die woord van God baie duidelik gehoor het, en hulle het in daai diens geweet, hulle moet hulle bekeer tot die Here, en hulle het dit nie gedoen nie. En hulle het gesterf. Hulle het volgende Sondag nie gesien nie. Liewe vriende, moenie u blind hou teen God se weg nie. Kom op daardie plek, gaan met die Here deur. Moenie ignoreer dat die Here sy lewe aan die kruis kom gee, dat hy die enigste verlosser is, dat deur sy bloed die enigste verlossing van sonde kan plaas. Moet dit nie ignoreer, moet dit nie wegskuif nie. Die Egiptenare het 'n geweldige dierprys betaal toe hulle gedink het hulle kan dit doen, liewe vriende. Judas self het 'n geweldige dierprys betaal toe hy hierdie boodskap verwerp het, toe hy die Here Jesus verwerp het, liewe vriende. Wat het hy nie alles oorgekom nie? Die verskriklikheid wat oor hom gekom het. En dit het nie verander nie, liewe vriende. Van daar of elke mens wat dit sekerlik sal doen, sal op daardie plek kom dan ook. Die derde wat daar is, liewe vriende, sy weg is deur God verwerp, en hierdie is nou seker die verskriklikheid van dit alles, dat God het Kain se weg of sy metode verwerp. Vers 5 sê van Genesis 4, maar Kain en sy offer nie aangesien nie, toe word Kain baie kwaad, en het sy hoof laat hang. Liewe vriende, sy gesindheid kon nie weggesteek word, kon nie anders as om geopenbaar te word in die offer wat hy gebring het nie. En toe hy hierdie verkeerde offer bring, liewe vriende, het die Here hom nou maar nie net gelos en gesê, ag jonge, Kain is daarom nou die eerste mens wat nou gebore is op hierdie aarde. Ons moet hom daarom 'n kansie gee of so nie. Nee. God is nie 'n aannemer van die persoon nie.
Wat vir my en vir u geld het vir Kain gegeld. En andersom. Die Here bly dieselfde, liewe vriende, hy is onveranderlik. En die Here het vir Kain baie duidelik laat weet, Kain, jou offer word nie aangeneem nie. En hy het nie gewonder daaroor nie, die Here het dit baie duidelik vir hom gesê. Nou, liewe vriende, is daar vandag ook mense wat ook op 'n manier 'n offer aan die Here wil bring en die Here laat weet hulle, ek aanvaar nie jou offer nie. Liewe vriende, daar's mense wat die volgende vertel, hulle sê, ek het nou al gebid en vir die Here gevra dat ek sy kind wil word, maar dit werk nie. Alrede hoekom dit nie werk nie, God sê, jou offer is nie reg nie. Jy steun op iets anders as op die Here Jesus Christus. Of, jy wil sê, Here, ek wil die kind word, maar ek wil nog vashou aan al my sondes. En ek wil, kyk, so party laat gaan, maar ek sal nie al my sondes laat gaan om u aan te neem en te dien met my hele hart nie. Ek wil daarom nie daai hele hart dien storie. Dit wil ek nou nie heeltemal doen nie. En liewe vriende, en ongelukkig is dit waar baie mense op daardie plek is, dat hulle dan ervaar, maar jong, dit werk nie uit in my geestelike lewe nie. Ek kry net nie sekerheid nie. Ek bly in sonde lewe. Ek bly met sekere sondes aangaan in my lewe. Die rede waarom jy aangaan met sonde in jou lewe, en nadat jy vir die Here gevra het, Here, vergewe my, is oor die Here jou nie gered het nie. As die Here jou waarlik gered het, verlos hy jou van sonde. Dis wat die Here kom doen. Hy verlos en vergewe van sonde. Maar as iemand nog vashou aan sonde, liewe vriende, en nog daarin lewe, moet jy dit weet, jy is nog nooit gered nie. God het jou offer nie aanvaar nie. Liewe vriende, daar's mense wat net nie kan slaap in die aande nie, want hulle het nie sekerheid, as ek vanaand doodgaan, gaan ek hemel toe, of gaan ek nie hemel toe nie. Hulle het net nie die sekerheid nie, liewe vriende. Weet jy waarom bly jy in onsekerheid? Weet jy waarom bly jy daar? Want God het jou offer nie aangeneem nie. Toe jy vir die Here gesê het, Here, red my, het die Here gesien, jy het nie die prys bereken nie. Jy het nooit by die plek uitgekom om te sê, Here, ek wil my sonde neerlê en nie dien met my hele hart nie, jy het nog nooit daar gekom nie, en dis hoekom die Here jou nie kon red nie. En liewe vriende, dit is belangrik dat ons oor hierdie ding moet praat, want by ons skole vandag is daar sogenaamde godsdienstgroepe wat omgaan, en dan sê hulle vir die kinders, al wat jy moet doen is, jy moet net sê, Here, ek wil die kind word, en dan word jy kind van die Here Jesus. En nou wat 'n kind wil nou nie 'n kind van die Here Jesus word nie. En dan bid hulle in daai saal, Here, ek wil die kind word, maak my die kind, en hulle staan daar op, liewe vriende, en verskoon dat ek dit sê, hulle gaan nog net so met hulle vuil taal aan. Hulle vloek, ons kinders vloek vreeslik. Hulle vloek nog net so. Hulle slaap nog net so rond. Hulle is nog net so oneerlik, en vol haat en nyd teenoor mekaar wat hulle was. Daar's geen verandering in hulle lewe gekom nie. En al wat hulle op die ou en sê is, die Here het my nie aanvaar nie, die Here het my nie aanvaar nie, of dit werk nie, godsdienst werk nie. Wat jy wel moet weet is, God het nie jou offer aanvaar nie, het nie jou gebed gehoor nie. Hy het dit nie gedoen nie. Liewe vriende, die Here het vir Kain baie duidelik laat weet, jou offer is nie aanvaar nie. En daar's vandag mense, liewe vriende, wat sekerlik dit moet hoor, die Here het jou offer nie aanvaar nie. Jy weet, die enigste weg is Johannes 14 vers 6, sê vir ons mos hierdie woorde, hy sê, Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Daar's nie 'n ander manier om gered te word nie, liewe vriende, en daarom moet jy met jou hele hart na die Here toe kom, algeheel aan hom oorgee, sodat jy hom alleen as die lam vertrou, om jou van jou los te maak van sonde en jou kind van God te maak ook. Die vierde wat ek vir u wil noem oor Kain, die weg van Kain, lieve vriende, is die weg van hoogmoed. Genesis 4 vers 5 sê maar Kain en sy offer nie aangesien nie, en nou hierdie is altyd iets wat my nogal aangryp in die Bybel, dat 'n mens teenoor God, hierdie gesindheid het. Nou lees ons daar, toe word Kain baie kwaad, en hy sy hoof laat hang. En amper sê ek, hy blaas sy mond op, en hy loop kop onderste bo daar weg, baie ontevrede oor wat nou hier gebeur het, en hy is vir almal kwaad, vir die hele wêreld, en dis almal se skuld, behalwe Kain se skuld, is net nie Kain se skuld nie. En liewe vriende, want die hoogmoed in hom is toe nou so, hoe kan die Here nie my
offer aanneem nie. Hoe kan die Here nie hierdie harde werk sien wat ek doen nie? Waarom sal my broers en meer aanvaarbaar wees? Genesis 4 vers 7 sê vir ons hierdie woorde, hy sê, is daar nie verheffing as jy goed doen nie en as jy nie goed doen nie? Die sonde lê en loer voor die deur en sy begeertes na jou, maar jy moet daaroor heers. Liewe vriende, die Here sê vir hom, Kain, as jy mos nou goed doen, dan mos nou verheffing, dan kan dit mos nou hierdie saak kan mos nou reggestel word. Bring net die regte offer. En Kain weier. Hy weier. Hy weier om reg te maak, hy weier om reg te stel. Hy is te kwaad, hy is te hoogmoedig en hy gaan dit dood eenvoudig net nie doen nie. Liewe vriende, hy weier. Liewe vriende, vandag is daar baie mense wat hierdie weg van Kain bewandel en hulle hoogmoed weier hulle net om reg te maak met die Here, hulle weier. Dit is asof hulle in hulle eie wese sê, die Here, hy het my nodig, ek het hom nie nodig nie. Dit is asof hulle dink, liewe vriende, dat hulle met die Here kan maak net wat hulle wil, en asof die Here enigstens verleë is oor 'n mens, liewe vriende, wat 'n belaglikheid is dit. En hoogmoed is die rede waarom die volk nie die beloofde land ingegaan het nie, saam met ongehoorsaamheid, en dis die rede, liewe vriende, waarom mense nie in die hemel gaan wees nie. Hoogmoed en ongehoorsaamheid is die twee redes, want hulle bewandel hierdie weg van Kain, en hulle raak opstandig, en hulle raak kwaad vir die Here, en ons net nie bereid om te erken, Here, ek is verlore, ek het verkeerd gedoen, ek is sondig, ek het die Here nodig om my te vergewe, om my te verlos nie, hulle wil nie. En liewe vriende, en ongelukkig is dit waar baie mense se hart en lewe ook is. Die 5de wat ek vir julle wil noem, liewe vriende, wat daar is dan ook, is die kwaad in die hart wat daar was van Kain. Ons het dit daar in vers 5 gelees, toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang. En nou moet ons dalk die vraag vra, liewe vriende, wat is die rede waarom daar dan hierdie kwaad in sy hart was? Hoekom het hy dan hierdie kwaad in sy hart gedra? En ek hoef nou nie te wonder of ons eie opinie net te vorm daaroor nie, ons kan maar net die Bybel gaan lees, en die Bybel gee vir ons die rede waarom die kwaad in Kain se hart so opgekom het en so geweldig geword het. En hierdie selfde rede, liewe vriende, wat van vir Kain gesê word, is dieselfde rede van enige mens op hierdie aarde, hoe oulik hulle ook al mag wees voor mense, maar hulle het nie met God reg gemaak nie. Die rede hoekom hulle kwaad en opstandig is teen die Here, enige mens, hier is die rede. 1 Johannes 3 vers 12 sê, nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. Here, ek weier om te erken dat ek sondig is, dat ek verkeerd is. Ek weier om dit te erken. En die rede waarom jy sal van kwaad na erge gaan, liewe vriende, is die boosheid wat in jou hart is. En hierdie boosheid in sy hart het hom regtig daartoe gelei, liewe vriende, dat die dood na vore gekom het, want hy slaan toe sy broer dood. Nou sê Romeine 6 vers 23 vir ons, want die loon van die sonde is die dood. Waartoe het Kain se sonde uitgeloop, liewe vriende? Regtig 'n fisiese dood van sy broer, maar ook sy eie dood, want jy sal nou sien, hy's weg van God se aangesig af. Hy het nie meer daardie wonderlikheid gehad nie, liewe vriende. Die vreugde wat hy gehad het, wat die Here vir hom gegee het, vir sy aardewerk, in hierdie vrugte en groente wat hy verbou het, liewe vriende, en die Here het gegee dat dit geseën is, toe hy daar van hier af weg is, toe die grond nie meer sy vermoë gegee nie. Toe selfs dit nie meer is daar nie. Liewe vriende, ons moet nie wonder waarom dit gebeur nie. Dis die geweldige gevolg van wanneer daar sonde in mense se hart is. Ek wil die 3 gevolge vir u noem, liewe vriende, wat toe nou gebeur het, as iemand die weg van Kain sou bewandel, is daar 3 gevolge wat sal plaasvind. En die eerste een is, dit is, jy gaan die weg van God se oordeel bewandel, as jy die weg van Kain gaan bewandel. Jy sal onder die oordeel van God kom, en onder die oordeel van God bly, tot die dag wat jy sterf, en daarna sal jy vir ewig in die hel onder God se oordeel wees.
Genesis 4 vers 11 sê, daarom sal jy vervloek wees. Is dit nou nie 'n vreeslike ding om te sê nie? Jammer ek die skrif nou daar onderbreek, maar die Here sê vir Kain, jy as mens sal vervloek wees. Dan sê die woord verder, ver van die grond wat sy mond oopgemaak het om die bloed van jou broer uit jou hand, wat die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. Nou, lieve vriende, dit was die eerste saak wat daar was. God se oordeel was om. God het gesê, Kain, jy sal vervloek wees. Liewe vriend, nou is dalk mense wat dit vandag moet hoor, oor die ongehoorsaam is aan die Here, oor jy jou nie wil bekeer nie, oor jy jouself wil bly regverdig en in jou hoogmoed wil bly lewe, God se vervloeking gaan oor jou kom. Dit rus op jou. Moenie ander dinge in hierdie lewe die skuld gee nie. Moenie die oneerlike regering en wie ook al die skuld, moenie dit nie. God se vloek rus op jou. Nou iemand wat 'n kind van die Here is, sal in hierdie oomblikke kan onderskei wanneer daar stryd in jou lewe is. Natuurlik is daar stryd in kinders van die Here se lewe, dit is so. Maar jy sal kan onderskei of dit nou die vloek van God is of die aanval van die duiwel. En as jy nie kan onderskei nie, liewe vriende, het jy dalk iets om met God reg te maak. Nou sê 1 Petrus 2 vers 24 vir ons, wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder, die opsiener van julle siele. Liewe vriende, dis die wonderlikheid net daarvan, ons hoef nie onder die oordeel van God te bly nie. Kain, daar is geleentheid om reg te maak. En so moet elke mens sekerlik weet, ons moet onder die oordeel van God uitkom. Dis waarom Jesus aan die kruis kom sterf het, dat die oordeel nie meer oor my kan wees. Die dag wanneer ek Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker, my lewe aan hom toewy, my sondes bely en laat staan, liewe vriende, dat die Here hierdie vloek ophef en die seën van God oor 'n mens se lewe kan kom. Dis wat die Here sekerlik vir 'n mens wil kom doen. Die tweede gevolg wat daar was in Kain se lewe, liewe vriende, dat hy was sonder hoop. Ons lees daar in Genesis 4 vers 13, daarop sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om te dra. Wat 'n ding om te sê. Toe hy dit sê, liewe vriende, moet jy in hierdie man sy hele wese en sy hele hart dit net sien, ek het nie hoop nie. Dus, wat kan ek doen? My skuld is te veel. En enige iemand wat in sonde bly lewe en nie reg is met die Here nie, kom op hierdie punt. Iewers in jou lewe kom jy op hierdie punt. Sonde gaan te veel raak vir jou. Dit wat dalk eens 'n plesier is waarmee die duiwel jou vasgevang het, gaan te veel raak vir jou. Dit gaan jou in die grond indruk. Dit gaan jou op 'n plek bring dat jy sê, daar is nie hoop vir my nie. Ek kan niks meer doen nie, liewe vriende. Dit gaan dalk daar kom dat mense self sê, ag, almal het my verlaat, en dan die selfbejammerende houding, ja, die Here het my ook weggegooi. Nee, jy het weg van die Here af beweeg. En dis nie die Here wat jou weggegooi het en toe beland jy in hierdie toestand nie. Jy het van die Here af weg beweeg en dis hoekom jy in die toestand beland het. Nou sê Genesis 4 vers 16, toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here en hy het gewoon in die land Nop. Dis al maar 'n verskriklike hartseer vers hierdie. Toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here af. Kain, jou sonde het 'n doodsheid in jou bewerk so groot, dat jy weg van God se aangesig afgegaan het. En hy het gedink, ek sal nou maar op my eie verskoon dat ek het sê, aankarring. Ek sal maar op my eie aankarring. My eie sal ek nou maar aangaan, en ek sal sien wat ek kan doen, en lieve vriende, en hy het nou maar op sy eie probeer, en ek kan my net sê, hoe die Here met hom moes praat, toe hy daar die eerste ou groentetjies weer verbou het, liewe vriende, en hulle is nie eens die helfte van wat hy vroeër gelewer het nie.
Niks het net nie meer reg gewerk vir Kain nie. Dit is 'n verskriklike plek wat hy was, en hier sy sonder hoop. Niks op hierdie aarde het meer vir hom lekker sin gemaak nie. En liewe vriende, inteendeel, hy was in vrees gewees, dat as ander mense hom kry, gaan hulle hom doodslaan. En selfs in dit was die Here hom genadig, liewe vriende, sonder hoop was hy gewees. Jy weet, Efesiërs 2 vers 13 sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Liewe vriende, as u vandag op hierdie weg van Kain is en u sê, dis waar ek is sonder hoop, ek weet nie wat, alles is net teen alles, niks werk nie. Weet jy wat is die antwoord, liewe vriend? Jesus. Sy bloed kan daai ver, ewe skielik naby maak. En jy kan in 'n wonderlike lewende verhouding met die Here kom. Dis nog geleentheid, daar's nog tyd. Die Here gee nog geleentheid vir mense om dit reg te maak. Efesiërs 2 vers 17 sê, en hy die evangelie van vrede kom verkondig aan die wat ver en aan die wat naby is. Is nie uitgesluit nie. Is nie weg dat die Here sê, jong, dis nou klaar en verby nie. Nee, die evangelie word vandag nog verkondig, en as jy hierdie boodskap mag hoor, is dit juis omdat die Here wil hê dat jy by hom moet uitkom en dat jy met hom moet deurgaan, liewe vriende. Dit is sekerlik baie belangrik. Daar's 'n derde saak wat ek vir u wil noem, liewe vriende, 'n gevolg wat Kain oor hierdie weg wandel het, ook moes geleer het, en wat ons ook kan leer, en enige mens op hierdie aarde sekerlik moet leer, en dit is, hy het geleer, ek kan nie sonde wegsteek nie. Ek kan nie sonde wegsteek nie. Liewe vriende, hier's Kain en Abel. Daar's niemand anders nie, daar's geen ander ooggetuie nie, daar's niemand nie. Kain kan enige storie vir sy pa en ma vertel, enige storie vir sy pa en ma vertel, en hulle sal hom 10-1 glo. Dis hulle kind. En liewe vriende, ons lees in vers 9, toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie. En nou weer die arrogantheid, is ek my broer se wagter. En dan in vers 10, en hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Liewe vriende, hierdie moet seker 'n geweldige vers in die Bybel wees. Toe Kain nou sy broer doodgeslaan het, liewe vriende, het hy seker nou maar alles menslik moontlik gedoen wat daar was, om die bewyse of die wat mekaar toe kan lei dat hy nou uitgevang sou word. Het hy alles menslik moontlik gedoen om dit toe te maak en laat dit nie sou na vore kom nie, liewe vriende. En hy het alles gebeur. En hy het seker vir sy pa en ma om die bos gelei. Maar God keer vir hom voor en hy sê vir hom, waar is jou broer? En alhoewel hy hierso met 'n baie bravade en baie arrogant en aanvallend antwoord, is ek my broer se wagter. Liewe vriende, mag dit nou baie ander mense dalk afgesit het, maar hy het nie met 'n mens te doen nie, hy het met God te doen. En die Here sê, die bloed van jou broer roep. Kain, ek weet wat jy gedoen het. Jy is nie verborge nie. En liewe vriende, en die Here het nou 'n bietjie vroeër hom al gewaarsku teen hierdie saak wat gaan gebeur. Ons het dit in vers 7 gelees, daar staan in vers 7, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? Gaan doen goed, Kain, gaan bring die regte offer. Hy wil nie. En as jy nie goed doen nie, wat gaan gebeur? Die sonde lê en loer voor jou deur en sy begeertes na jou. Kain, maar jy moet daaroor heers, jy moenie verkeerd gaan optree nie. En toe hy met sy broer nou praat, liewe vriende, en hulle het sekerlik teenoor die offers gepraat wat daar gebring is, en sekerlik het Abel hom nou dalk bietjie vermaan, en vir hom gesê, jong, maar dis hoe dit is, dis hoe die weg is, en jy kan nie jou groente, jy kan nie hier op jou eie geregtigheid so wil staan nie, en dit het hom nog kwaader gemaak, liewe vriende, en toe heers hy nie oor hierdie kwaad, oor hierdie sonde wat binne hom is nie, en hy gee dit vrye teels, liewe vriende, en hy slaan vir Abel dood. Liewe vriende, wat dink jy gaan gebeur as jy sonde vrye teels in die lewe gee? Dit gaan jou verwoes. Niemand anders mag daarvan weet nie. Niemand anders mag daarvan weet nie. Maar God weet. En God gaan met jou praat oor dit.
Here gaan jou nie los daaroor nie. Hy sal mense na jou toe stuur, hy sal met jou praat. Hy sal op 'n manier met jou praat oor hierdie dinge in jou lewe wat nie reg is nie. God weet. En wat die Here vanaand vir so 'n persoon sê is daar nie verheffing as jy goed doen nie. Maak nou reg voor dit te ver gaan. Voor jy nog iets erger gaan aanvang en dit gaan nog groter gevolge hê. Die grootste ding wat jy gedoen het is jy het verkeerde offer gebring. En toe jy die verkeerde offer bring en nie wil regmaak nie, het dit gelei na meer en groter sondes en dit het tot groter daadsondes in jou lewe geword. Eers was dit net 'n verkeerde gesindheid in jou hart, maar nou het dit oorgegaan in 'n daadsonde wat nog groter gevolge het. Kain, die gevolge gaan geweldig wees. Jy weet dit nog nie, maar die gevolge gaan geweldig wees. Jy gaan die vermoë, my seun, oor jou lewe gaan jy verloor. Die grond gaan nie meer die vermoë aan jou gee nie. Jy gaan weg moet gaan hier vanaf, Kain, na jou eie, op jou eie moet jy aangaan. Dis wat gaan gebeur. En liewe vriende, en dis presies wat met Kain gebeur het. Liewe vriende, ons kan nie sonde wegsteek nie. Daarom sê die Here in Jesaja 1 vers 18, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Liewe vriende, ek sluit af. Moenie die weg van Kain bewandel nie. God waarsku ons daarteen om dit nie te doen nie. En die rede wat die Here sekerlik aanvoer is om te sê, kyk wat met Kain gebeur het, dit wat sy gevolge gaan in jou lewe ook gebeur. En die Here sê, maar daar's verlossing. Kom, laat jy die saak uitmaak met die Here. Bring jou sonde, al is dit hoe baie, al is dit hoe groot. Bring dit na die Here toe. Hy verlos, hy vergewe. Hy reinig. Hy maak witter as sneeu. Dis wat die Here kan kom doen. En die Here wil dit vir die vanaand doen. Liewe vriende, die Here wil nie dat enige iemand die weg van Kain moet bewandel nie. Die Here wil hê dat ons seker eerder Abel se weg sal volg en die regte offer sal bring en die seën van God oor ons lewe sal bring. En nie mag nou dink, ja, maar Abel se lewe, jong, ag, hy is toe nou doodgeslaan. Wel, toe is hy in die hemel. Kind van die Here lê nie skade as hy doodgaan nie, hy gaan die hemel toe. Dit is beter as op hierdie aarde. Word nie ingedoen nie, 'n kind van die Here word nooit ingedoen. God doen nie sy kinders in die liewe vriende. Die seën van die Here bly oor 'n kind van God se lewe, ongeag wat die sondaars aan ons doen. So wil u nie eerder vandag dalk die waarskuwing neem en u bekeer tot God. Ons bid vir mense wat nie reg is nie. Moenie die weg van Kain, moenie hierdie weg bewandel nie. Moenie dink dat u slimmer is of beter is nie, liewe vriende. Verskoon dat ek dit nou so mag uitdruk, maar ons is dommer en onnoseler as die mense aan die begin van die Bybel. Ons het nie tegnologie wat beter is, maar hulle mensekennis en godsbegrip was nogal, ek dink, goed gewees. Vandag is daar soveel dinge wat ons dom gemaak het op geestelike gebied, ons blind maak op geestelike gebied. Jy is met ons sogenaamde slim uitvindsels, met al die tegnologie en al die dinge, liewe vriende, het sonde net meer geword. Daarom moet ons by 'n plek kom dat mense moet sê, ek moet met God reg maak. Moenie hierdie weg bewandel nie, daar's 'n beter weg. Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Mag jy vrede met die Here hê, en as jy nie het nie, bly oomblik agter en gaan met die Here deur. Amen. Liewe vriende, kom ons gaan tot die Here nader. Ek wil weer eens net die uitnodiging rig as enige persoon hier, of wat sou inluister, sê ek is nie reg met die Here nie. Wil u nie, as jy hier vanaand is, 'n oomblik agterbly en ons bid saam en u gaan waarlik met die Here deur. Sekerheid dat jy kind van die Here is. U moet dit weet. Dat u weet, die offer wat u gebring het, u lewe, is deur God aanvaar. U moet verseker wees daarvan, dat die Here u nuut kom maak, want hy kom doen dit. En as daar iemand is wat inluister en dit nog nie gedoen het nie, kontak iemand. Kontak iemand of daar waar jy sit, roep tot die Here en sê, Here, ek kom gee my lewe onvoorwaardelik oor. Vergewe my sonde, verlos my daarvan. En dien die Here, vra hom om u nuut te maak en hy sal dit vir u doen. Kom ons bid dan. Ons dierbare Here Jesus, baie dankie dat u nie woord vir ons voorbeelde opgeteken het om ons te waarsku, om ons daartoe te rig, om na u toe te vlug en met u reg te maak. En ons bid Here vir soveel wat maar in Kain se voetspore loop, dat hulle vanaand mag agterkom, hulle daardie voetspore gaan na 'n verskriklike verdoemenis lei. En dat hulle tot u sal bekeer, want u, Here, het verlossing gebring.
En U is daar vrymaking deur die kosbare bloed en U wil dit vanaand vir mense kom doen. En mag mense tot U roep en ons eer U vir die werk wat U kom doen. Seën dan ook elkeen wat U woord so mag hoor en elkeen wat gehoorsaam sal wees daaraan en dat U verheerlik sal word. Amen. Nou lieve vriende, kom ons gaan afsluit met 'n lied en dan sing ons dit so tot eer van die Here saam. Ek weet verseker dat Jesus leef. Ontvang die seën van die Here, gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.